Sarlies op jy tackle. Hierdie videoetjies meer vir die ouens wat snaalvis hengel met Konas. En dalk meer geleë na die heavy tackle ouens toe. Een van die mees bespreekte topics seker in Kona hengel is hoeksets en hoeksetsplasings. Hoeksets in die sin van singles of doubles. En dan plasing waar nie loer met jou hoek kom. Ver agter, moet in die middel kom, dan meer in die kopse kant kom. En ja, daar is baie artikels al hieroor geskryf. En as jy 1000 ouens gaan vra, gaan jy 1000 verskillende antwoorde kry. En daar's niks fout daarmee nie. Elke ou het 'n tipe styl van hengel op sy boot wat werk vir hom. Wat vir my werk, nog nie vir jou werk nie. Maar ja, ek wil vertel hoe doen ons op backline en dan vir jou redes gee hoekom ons hoekset sit waar ons dit sit en hoekom dit werk vir ons. En hopefully iets uit kry. Kom ons gesels vir hieroor. Ok, kom ons skop af met die vraag wat ek seker een keer 'n week kry. Maklik. En single hoeksets of double hoekset en hoekom? Kyk, ons gebruik net single hoeksets en veral my kliënte stel ek altyd voor op net single hoeksets en daar's sekere redes hoekom ons dit aanbeveel, hoekom ons dit gebruik. Die eerste rede hoekom ons singles gebruik, het niks met hoekap uit te waai nie. Absoluut geen niks met die hoekap van die vis uit te waai nie. Dit gaan als oor loer performance, alles. Nou eerstens, as jy 'n loer van 'n rak af koop, 'n goeie loer. Kom ons sê ek koop nou van die rak af, hier is my loer. Hierdie loer, soos hy net hierso is, gaan 100% perform en hy gaan doen wat hy moet doen. Alles wat jy by hierdie loer sit, addisioneel, gaan sy performance benadeel, negatief. So alles wat ek hier by sit, gaan die performance van hierdie loer minder maak, swakker maak. So hoe minder ek by sit, hoe minder swak gaan hy wees, hoe meer gaan hy perform. So kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê hierdie loer sy hierso is, gaan 100% perform sy hierso is. As ek 'n 200 pond leader hier opsit, kom ons vergeet die hoeksit, ons sit net 'n leader op, 'n 200 pond leader. Dan gaan ek dalk 95% performance op hierdie loer uit kry. Want hy het nou 'n leader in, dis drek in die water. Kom ons sê ek sit 'n 500 pond leader op hierdie loer. Dan gaan ek dalk net 'n 90 of 88% performance kry uit hierdie loer uit, nie by 100% nie. Nou dit presies dieselfde van die leader af reg deur onder toe. Werk dieselfde. Hoe dikker jou kabel, hoe meer hoeke, hoe leier gaan hy wees, gewig op die gat, meer drek en die loer gaan nie perform sy moet perform nie. So ons gebruik singles vir die eerste rede is om jou loer reg te laat perform. Jy het nou die eerste ding wat jy hierdie loer moet doen, hy moet die vis kan reis. Dit is die belangrikste. Die hoekap en so aan, dit kom later. Dit fix sou maklik is daar iets fout daar's. Maar as jy nie kan vis reis nie, om dit te fix is nie altyd maklik nie. So ons gaan singles vir die simpel rede, jy hou die performance van die loer. Dit is eintlik maklik as jy daaraan dink. As ek vir jou sê swem gou oor die swembad en ek sit 'n baksteen in jou een sak, jy swem oor die swembad en jy swem terug. Dis nou een hoek gewees. Nou sit ek nog 'n baksteen in jou ander sak. Nou jy 2 bakstene, jy nou 'n dubbel hoek sê. Swem nou gou vir my oor en terug. En wat een dink jy gaan die maklikste mee swem? So, baie keer, soos met Kuta hengel, is Kona hengel baie keer dieselfde. Less is more. So, hoe minder jy karring in hierdie ouetjie, hoe beter. So, singles, ons doen eerstens vir die performance van die loer. So, dunner jou leader, dunner jou kabel, dunner jou hoek, hoe beter perform jou loer. Dit is hoe maklik is dit. Double hoek sets, daar's nie regtig evidence wat daar buite is om te sê jou hoekap is beter met dubbels nie. Wêreldwyd die standaard, ek dink die meeste kapteine daar buite gaan maar op singles, vir die simpel rede, die dubbels is baie gevaarlik vir die vis, en dan gevaarlik obviously vir jou crew. Jy weet, een hoek is in die mond, die ander hoek dangle bietjie rond daar, en dan op jou loer val op jou slaans, dit kan baie keer jou loer onbalanceer, bly weg van chain gangs af, sê ek maar vir die ouens. Maar ja, as dit kom by singles of doubles, ons gebruik singles, en dis maar die rede hoekom ons singles gebruik. Ok, so gesê, hoekplasing, wil jy maar agter hê, wil jy meer in die middel hê, met die hoek nader in die kop sit, waar wil ou hierdie hoek hê? Nou, kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Al ooit gewonder, hoekom is dit moeiliker om 'n positiewe hoekap te kry met snaalvis as met pelagics? Met pelagics, soos jou Dorado, Wahoo, Tuna, Kuta, om 'n positiewe hoekap te kry met hulle is baie makliker as met 'n snaalvis. En wat sal die rede daarvoor wees? Dit staar ons in die gesig. Hierdie ouetjie. Ons moet eers verstaan, wat is 'n bil? Wat doen die marlyn of die selfvis met die bil? En dan gaan ons verstaan bietjie meer oor waar hoekplasing in 'n loer moet wees. Nou, jou pelagics het nie 'n bil nie. En dis hoekom so maklik is of heel wat makliker is om 'n positiewe hoekap te kry vir jou pelagics. En soveel moeiliker is met bilfish. Want jy moet eers by hierdie ouetjie kom om by sy mond uit te kom. Want nou, waar wil jy jou hoek hê? Jy wil jou hoek in hierdie driehoek hê. Hierdie is nou 'n bil, hierdie is 'n selfvisbil. En hierdie driehoek daar. Ons kyk gedra. Ek weet nie hoe naby kan ek daarin kom nie. Hierdie driehoek
Dis waar sy mond, soos hy sy onderste, sy mond toe sou gemaak het, so sy mond tot daar gekom het. So hierdie gedeelte is sy mond, en daai driehoek, dis verkieslik, dis eerste plek, waar jy jou wil hê. In daai driehoek daar. Right, in daai driehoek, dis waar jy het wil hê. Maar nou, kom ons kyk. Voor jy by die mond kan kom, voor jy by die driehoek kan kom, moet jy verby hierdie gedeelte kom. Nou, wat is die doel van hierdie gedeelte? Nou, so ek en jy, as ons gaan eet, as ons 'n steak gaan eet, wat doen ons eerste? Ons sny ons eers kleiner, dan eet ons. Ek meen, ons eet nie net so met die mond nie, nee. 'n Leeu, as hy nie veld 'n bok vang, hardloop hy met sy mond en hy gryp die bok met sy mond, of gaan hy eers met sy kloue? Die hele natuur disable eers voordat hulle eet. Nou, dit is die doel van hierdie bil, van 'n selvis of 'n marlyn. Hy disable en dan eet hy. Hy disable eet, of hy disable draai die vis en eet. As ek sê draai die vis, op jou kleiner bytes, julle kan gaan kyk, daar is ongelooflik baie onderwater footage van snavelvis onder die see in bytes en waar hulle jag en so aan. En hulle gebruik die snavel in een groot sweep, baie keer, of hulle gebruik dit meer 'n vibrasie. Hy het ons hierdie dimpeltjies hier bo op die snavel. En dit is hulle gebruik om die byt te disable. So hulle kom in, hulle slaan, draai die byt, eet hom. Die kleiner byts gaan hy net so eet, die groter byts gaan hulle eers moet draai. Is altyd interessant om te sien as daar marlyn uitgehaal word, wat luckily baie min genoem word vandag, maar die vroeër dae was dit ongelukkig een van die dinge, mense het maar uitgehaal baie. Het was my baie interessant geweest as dit oopgesny word. En dan kan jy maar kyk, jou kleiner byts het in die maag gelê, maak nie saak, die kop eerste, stert eerste, maak nie saak nie. Maar al jou bytes hierso van jou tuna, jou skipjack, alles hier van 7 kg af en op, het almal met kop eerste ingelê. Nie andersom nie, kop eerste. Om wat se rede? Want ek meen, hy kan toch nie hang af van die size van die marlyn, hang af van die size van die byt, maar obviously is nie verder maklik om 'n vis van agteraf in te slip nie, want jy die stert, jy die dorsal vind, so hy moet hierdie byt eers omdraai en kop eers insluk. En waarmee doen hy dit? Hy doen dit met sy bil. So hy kom in, hy slaan, disable, hy draai hierdie byt en dan eet hy. So ek en jy moet ons skou na. Ek en jy met hierdie ouetjie. Hy swem 100%, jy's happy met hom, alles. Ek en jy moet nou eers by die bil kom, voor ons by die mond kan kom. En dit is die grootste probleem in bullfishing of vir positive hookups, as jy kyk na hook settings. Nou, ons het ons op ons kleiner loers, omdat hy meer net op pans op die loer, so dit is die hoek ver agter. So, as hy die loer hier is, weet ek my hoek is so naby as moontlik aan hierdie driehoek, waar sal wees. Ons groter byts, jou groter kounas, gaan hy eers probeer draai. So groter kounas is, gaan ons hoek begin nader kom na die kop toe. Want ek weet, hy gaan hy byt eers draai, hy gaan hom kop eers probeer insluk. Kyk jou shorts, kyk hoe jag jou marlyn op jou shorts, versus hoe jag hulle op jou riggers. Want jou shorts is gewoonlik jou groter loers. En jy sal sien, daar's 'n verskil. En ons wil graag 'n hookup hê. Ek wil hê my hoek moet sê, as die vis gedisable het, hy eet en hy draai weg van my af. En dis hoekom, net, dit is vir ons, dit werk vir ons, en dis die rede hoekom ons ook hier op ons riggers, ons hengel nie met taglines nie, ek het my taglines afgehaal, vir 'n simpel rede. As jy taglines het, vir ons, as ons taglines opsit, as hierdie vis inkom en hy disable, dan breek jou rekkie onmiddellik, en hy is onmiddellik op die kontrol. En dan gebeur baie, jy kry 'n bullwrap, of jy kry 'n hookup hier op die bil gedeelte, wat baie moeilik is. So 'n bullwrap is hy kom in, daar hoek hy kom in, hy slaan, hy kry jou hoek daar, hy swem weg, jou kontrol hardloop, hy spring even, jou kontrol hardloop, die hoek's daar, en hy draai na die boot toe, en hy gly maar net af. So ons gebruik op ons riggers gebruik ek nie taglines nie, vir 'n simpel rede, ek wil hê hy moet disable, as hy disable breek my rekkie breek, hy eet, en as hy wegdraai, kry ek my hoek op, en ek weet ek's in die mond. Dit werk vir ons vader het so 'n paar jaar terug al gedoen, en dit werk vir ons. So, verstaan jy, hierdie ouetjie, hy disable en dan eet hy. Of hy disable, hy draai en dan eet hy. So, jy wil hier verbykom om by hierdie driehoek uit te kom. Want kyk as hierdie driehoek, dis die love triangle, dis waar jy hoek wil hê. As hy hierso in is, hy gang. Nou, dan sal daar baie vrae, moet die hoek bo wees, moet die hoek onder wees, aan die kant wees en so. Nou, eerstens,
Op die hoek af wil ek graag my hoek bo hê, vir die simpel rede, as dit moontlik is, dat ek hom in die driehoek kan kry, in die boonste kaak, in hierdie driehoek. Die onderste kaak, as jy hoek onder is, op strike, hy gaan makliker ingaan, maar is baie sag. Maar nou, baie sag, baie maklik in, kom baie maklik uit. Maar nou, ons hoek is bo, so ek weet my loer is gekiel wide, ek weet hy swem reg. So ek weet ek gaan die strike kry, my loer perform 100%. Maar nou, hoe weet ek my hoek gaan regop wees agter by die bil, as die marlyn slaan? Niemand kan dit vir jou sê nie. Almal gaan vir jou sê, ja, sit hom bo, want op strike gaan hy dan bo wees. Dit is nie so nie. Jy moet onthou, as hierdie marlyn sy mond oopmaak, en hy kom vir jou loer, hy stoot eers so golf water uit sy mond uit na jou loer toe, wat jou loer gaan laat draai. So, as jy dink, dat jou loer regop is, hy's in jou hoeklok, hy gaan regop wees, die gedagte is reg, en dis so dit moet wees, en jy gaan 'n goeie performance op jou loer hê, want hy is gebalanseerd. So, jou loer swem reg. Maar, as daai marlyn inkom, hy stoot eers daai water uit sy mond uit, soos sy mond oop is, selfs met groot tuna-hengel. En daai golf, daai water uit by sy mond uitstoot, gaan hy loer laat toggle, na een kant toe, of die ander kant toe. So hou dit maar in gedagte. Maar kyk ons so ja, in 'n neutedop, hoe kleiner ons loertjies is, hoe verder agtertoe, ek wil nader in hierdie driehoek kom, ek wil daar kom. Hoe groter ons loers is, dan sal ek hom begin binne toe vat vir daai simpel rede, want ek weet, hy gaan hy byt eers wil draai, en dan eet. Maar ja, kyk, ons verstaan hierdie ding, as jy shaving op jou lyn kry, dan moet jy weet, die bil was daar, maar hy het nie geëet nie, of jou loer, of jou hoek het nie by die mond uitgekom nie. En belangrik om te weet. So ja, in 'n neutedop, kleiner ons loer tot medium size, ons hoek so ver agter die skirt sit as wat ICFA legal is. Julle kan my ICFA videoetjie gaan kyk of verduidelik ek waar ICFA legal is daarso. En dan ons hou van 'n losriek. Ek weet baie ons hou van alles met styf wees in die kop ingetrek en alles met reguit en styf wees. Ons aan die ander kant, ek hou weer van 'n losriek. Ek voel net dit gee die kop die kans om te doen wat hy wil doen, om reg te perform. Ek voel as alles vasgetrek is, hinder die kop om reg te doen wat hy wil doen. Eerstens en tweedens, ons hou van 'n losriek ook, is dat jy sal sien, omdat hy daai buig het daarso, my hoekie so raak en buig. As die vis disable, as ons gou kyk hier, so kom ons sê jouself is marlyn, en dan kom van die kant af. Kyk waartoe gaan my hoek, as die vis begin disable, kom ons kyk. Hy gaan reeds driehoek toe. So hy kom in aan die kant, disable, hoek kom die kant toe. Die kant waar hy disable. So ja, kyk ons dan op jou lighter tackle, kom ons sê, op verselfis, hengelswan, daar kan dubbels baie keer werk, en jy hou van om stripbites op te sit en halfbeaks, hulle gebruik die dubbels om die rigging bietjie makliker te maak van die stripbites of halfbeaks, alhoewel ons gebruik nog steeds net singles, het streamline net toch jou bite en jou stripbite en jou halfbeak. So kyk ons, dis hoe ons het doen op backline, het werk vir ons, kry iets wat vir jou werk, geniet jou dag.